Maar nou het ons 'n ou vriend hier wat weer vir ons kom kuier het. André Roux, en hy het 'n interessante brokkie op die hart. Ons het natuurlik vroeër vanaand geluister na die bekende Oom-Piet polka van Fanie Bos. Nou so het Fanie Bos feitlik al sy familielede en gesinslede in sy komposisies vernoem. En Fanie Bos het sy eerste konsertina gekoop uit geld wat hy met sy duiweboerdery gemaak het. Op 16-jarige leeftyd het hy alreeds sy eerste plaat gemaak saam met die bekende Chris Blighnout se orkes. En later jare het hy met verskeie bekende orkeste gespeel, waarvan seker die bekendste Oom Hendrik Susan se orkes. In 1948 het 'n ramp hom getref toe hy sy regter wysvinger verloor het, maar hy het hom nie daardeur laat afsit nie en het die spel weer 100% bemeester. So het Fanie Bos feitlik koning gebly tot sy dood in 1980 aan 'n hartaanval. Daar's baie staaltjies oor Fanie Bos, onder andere dat hy homself een aand moes beskerm met sy konsertina toe 'n man hom met 'n stoel aangeval het. 2 stukke konsertina het oorgebly, maar Fanie kon nog speel. Dankie André.